Hoofstuk 2. Die verlede leer ons daar is altyd 'n toekoms. Elke beskawing beskou homself as die middelpunt van die wêreld en skryf sy geskiedenis as die sentrale drama van die mensdom. Die woorde van Samuel Huntington, Amerikaanse politieke wetenskaplike. Ek buig voor die bewys van die geskiedenis. Dis die woorde van Roger Scruton, 'n Britse filosoof. Suid-Afrika is nie tans op 'n goeie plek nie. Die politiek is deurmekaar, die ekonomie pap. Misdaad vier hoogtyd. Protesoptogte ontwrig die land en die staat verval stuk. Daarby wys die gereelde rassestorms op sosiale media hoe broos die samelewing op sekere plekke is. Die prentjie lyk vir baie mense donker en talle wonder of daar nog vir hulle 'n toekoms in Suid-Afrika is. Maar die verlede wys dat daar altyd 'n toekoms is. Dis die belangrikste les van die geskiedenis. Die fout wat mense maak is om te glo dat die toekoms vir ewig donker is en dat die son nie weer sal skyn nie. Die rede hiervoor is dat mense geneig is om net 'n afwaartse lyn van die hede na die toekoms te trek. Hulle neem nie in ag dat die geskiedenislyn nooit reguit onder toe loop nie, maar soms skerp draai en weer boontoe loop. Churchill se toekomsresep. Die Britse staatsman Winston Churchill het gesê dat hoe verder jy in die toekoms wil sien, hoe verder moet jy in die verlede inkyk. Daarom is dit soms nodig om volgens Churchill se resep terug te kyk in die verlede en sodoende die rigting waar die toekoms beweeg probeer voorspel. Kom ons begin met die jaar 1800 en kyk in intervalle van 20 jaar na die skerp draaie wat die geskiedenis gegooi het. Dan word dit duidelik dat die hede nooit permanent is nie. Dat wie nou bo is, eensklaps onder toe kan val en wie onder is, weer kan opkom. 1800. Napoleon Bonaparte is na sy selfkroning die onbetwiste heerser van Europa. Frankryk word daardeur die supermoondheid van die destydse wêreld. Die Verenigde Koninkryk kom tot stand met die samesmelting van Brittanje en die Koninkryk van Ierland. 1820. Brittanje swaai nou die septer en Napoleon sterf in 'n eilandtronk op Sint Helena. Dit volg op sy nederlaag teen die Russe in 1812 en sy finale ondergang by Waterloo 3 jaar later. Die grootste deel van Suid-Amerika bevry hulle self van die Spanjaarde en Portugese, waarna die ondergang van hierdie twee historiese wêreldryke volg. 1840. Die hedendaagse Nieu-Seeland en België kom tot stand, asook verskeie nuwe state in Suid-Amerika. 1860. Pruise met Otto von Bismarck aan die stuur verkry meer mag en gee saam met Oostenryk en Frankryk die pas in Europa aan. Japan word stadig wakker en Noord-Amerika, die VSA, verskeur homself in 'n burgeroorlog. Brittanje wen 'n oorlog teen China en lei daarmee die begin van die einde vir die regerende Chinese keiserryk in. 1880. Na hulle oorwinning oor Oostenryk en Frankryk verenig Pruise al die Duitse gebiede in 'n Duitse supermoondheid. Hulle oorheers Europa deur 'n vennootskap met Brittanje wat die oseane as see-gebaseerde supermoondheid beheer. Die koloniale stormloop vir Afrika begin toe die Europese lande gebiede in Afrika onder hulle self begin opdeel. 1900. Brittanje is op die kruin van sy mag as supermoondheid, maar is besig om hom so vas te draai in 'n oorlog teen die Suid-Afrikaanse Republiek, die ZAR, en die Oranje Vrystaat, die OVS, dat die Britte nooit weer daarna 'n koloniale oorlog wou veg nie. Duitsland, Frankryk, Rusland en Oostenryk-Hongarye oorheers saam met Brittanje die wêreld. In 1905 verslaan Japan die Russe onverwags in 'n blitsoorlog en word 'n groot gerekende moondheid. 1920. Brittanje heers weer alleen met Londen as die wêreldhoofstad. Die Duitse, Oostenrykse, Russiese en Ottomaanse ryke word kort tevore die slagoffers van die Eerste Wêreldoorlog. Die VSA se mag neem geleidelik toe.
In Rusland woed 'n bloedige burgeroorlog met die kommuniste wat net die oorhand kry. 1940. Duitsland beheer Europa en word na die Blitzkrieg en die sluiting van 'n alliansie met die Sowjetunie 'n supermoondheid wat die wêreld oorheers. Die Duitse leier Adolf Hitler se bondgenootskap Japan beheer die ooste. 1960. Die VSA en die Sowjetunie is nou die twee supermagte. Die skuif verdeel sodoende die wêreld in twee magsblokke, die weste en die ooste, en die wêreld word deur kernwapens oorheers. Die Europese koloniale ryke verbrokkel en Afrika word vry. 1980. Die VSA verloor kort tevore 'n oorlog teen Vietnam, 'n derde-rangse moondheid. Onder leiding van Richard Nixon en Henry Kissinger sluit die VSA noodgedwonge alliansie met kommunistiese China om die Sowjetunie se mag teen te werk. Boonop veg hulle onder Ronald Reagan gelyktydig ook 'n wapenwedloop met die Russe en 'n handelsoorlog teen die Japanners. Die nuwe skynbaar onstuitbare wêreldmoondheid. Die jaar 2000. Na die opbreek van die Oosbloklande word die VSA die enigste oorblywende supermoondheid en probeer hulle die ooste en die suide verwesters deur hulle goue tweeling, demokrasie en kapitalisme uit te voer en af te dwing. China begin stadig wakker word. Al het Napoleon 2 eeue gelede gesê, laat China slaap, want as sy wakker word, gaan sy die wêreld skud. In 2001 bars 'n militante moslembeweging deur op die internasionale toneel met aanvalle op die Wêreldhandelsentrum in New York en die Pentagon in Washington DC in die VSA. In die 2000s versnel die wisseling selfs meer gereeld. 2008. Die westerse finansiële krisis lei tot die kwaaiste resessie sedert die Groot Depressie van die jare 1930s. Dit lei tot hoër werkloosheid, 'n drastiese daling in huispryse en 'n afname in mense se vertroue in banke en selfs die kapitalistiese stelsel. 2015. Die VSA regeer nie meer alleen nie en die BRICS-lande met China, Rusland en Brasilië aan die voorpunt van die nie-westerse opkoms bring 'n groter magsewewig. 2018. China, Brasilië en Rusland ondervind politieke en ekonomiese probleme en die VSA se ekonomiese groei oortref alle rekords. Die Amerikaanse president Donald Trump ontwrig die gevestigde orde met sy onortodokse sienings oor sake wat voorheen onbetwis was. Dit is nie net die wêreldgeskiedenis wat wipplank ry nie. Omstandighede wat in die oomblik blywend lyk, verander ook gereeld in Suid-Afrika. Die afgelope eeu in Suid-Afrikaanse geskiedenis is 'n bewys daarvan. 1900. In die ZAR en OVS bied sowat 60.000 gewapende burgerlikes verwoed weerstand teen 500.000 van die beste Britse soldate. Brittanje wen en dwing bykans al hulle Suid-Afrikaanse kolonies onder een sambreel in Suid-Afrika in. 1910. Suid-Afrika word 'n selfregerende unie onder die Britse kroon. 1960. Die land word in 1961 'n Afrikaner Republiek en begin met 'n beleid om die koloniale Suid-Afrika, soos dit deur die Britte geskep is, te dekoloniseer in state vir al die bevolkingsgroepe. 2000. Die ontbondelingsprojek misluk. Suid-Afrika word 'n eenheidsstaat wat vanaf 1994 deur die African National Congress, die ANC, regeer word. Die ANC verkry 100% van die mag deur 62% van die steun. In net 1 eeu ondergaan Suid-Afrika 6 keer 'n bewindsverandering. Van die boererepublieke na Britse oorheersing. Van Britse heerskappy tot 'n Britse kolonie. Van 'n kolonie na 'n selfregerende unie, van 'n unie tot 'n republiek met Afrikaners aan die stuur en van die Afrikaner Republiek tot 'n nuwe Suid-Afrika teen die 1990s. 2019. Sowat 25 jaar na die totstandkoming van die nuwe Suid-Afrika, lyk dit of die land op mislukking afstuur.
Die toekoms lyk onseker en talle glo die huidige stand van sake sal voortduur en dat omstandighede verder sal vererger. Die teleurstelling in die voormalige president Jacob Zuma se korrupte wanbestuur en die Ramaphosa ANC se radikale beleidsrigtings laat baie mense moed verloor. Die toekoms storm so vinnig op mense af dat hulle soms nie raak sien dat die geskiedenis altyd onverwags draaie neem en nooit lyk soos dit verwag is nie. Geskiedenisles. Die belangrikste les van die afgelope 200 jaar se geskiedenis is dat dinge nooit dieselfde bly nie. Die toekoms is veranderlik. Niks is so vas en onveranderlik as wat dit op die oog af lyk nie. Eras, ryke, nasies en volke kom en gaan. Daar kom altyd weer 'n toekoms tevoorskyn, soos wat die son opkom na 'n lang koue nag. Die hede en sy omstandighede is nooit permanent nie. Tog help dit nie om net op die toekoms te wag nie, want dan kry mense die toekoms wat deur ander vir hulle beplan is. Die grootste uitdaging vir Afrikaners is om hulle oorspronklike politieke verbeelding in te span en verby die huidige werklikheid 'n nuwe toekoms raak te sien. Afrikaners kan self hulle toekoms bepaal deur die skep van sterk organisasies en aktiewe deelname aan die vorming van 'n toekoms, gekenmerk deur vryheid, veiligheid en voorspoed. Die enigste voorspelbare toekoms is die een wat self gebou word.